Ek was nou baie benoud, ek wil so graag my boodskap vanoggend begin met 'n grappie, maar nou sit hier is nou op my foon, en om hom nou so vinnig te retrieve, is nie vir my altyd so maklik, ek sou nou dalk vir Kenneth ingeroep het om te kom help, maar hier het ek hom. Dit gaan oor the church building fund. Die kerk het geld ingesamel om 'n gebou te bou. A church was trying to raise money for a new building. The pastor announced to the congregation that whoever gave the most money to the building fund would be able to pick out 3 hymns for the Sunday service. 3 hymns for the Sunday service. A week later, the pastor announced the results of the fundraising campaign, and he said, "I'm happy to announce that we have raised enough money for the new building, and I want to thank the person who gave the most money, Mrs. Johnson. Now, Mrs. Johnson, please come forward and pick out your 3 hymns." Mrs. Johnson walked to the front of the church and looked out at the congregation, and she said, "I'll take him and him and him," pointing to 3 young men in the front row. Ons gaan vanoggend 'n bietjie dis hoekom ek met die grappie begin. Ons gaan vanoggend 'n bietjie oor saai praat, oor geld praat. Nou ek weet, as jy hier staan en jy praat oor geld, jy kan dit so diplomaties, so oordeelkundig doen as wat jy wil. Jy gaan aan die een kant gaan jy positiewe terugvoer kry, aan die ander kant gaan jy die mense gaan vir jou uithaal. So ek worry nie meer nie. Ek trek nou nie meer daar waar ek nou. Dit gaan vir my net oor wat is die waarheid en wat gaan op voedselvlak aan. Ek gaan vanoggend bietjie met julle gesels oor die verhaal van die vermeerdering van die 5 brode en die 2 visse. Dis seker een van die bekendste wonderwerke wat Jesus gedoen het. Ek het nou baie opgelees voor vandag, en dis ongelooflik, Psalm 23, en hierdie verhaal van die werklike verhaal, ware verhaal van die vermeerdering van die 5 brode en die 2 visse, is 2 van die gedeeltes in die Bybel wat net gehoor is, selfs in sekulêre kringe, selfs in ongelowige, in die Arabiese lande. Maar is van die olie sheiks wat Psalm 23 raam, dan sit hulle dit in hulle kantoor. En so is daar ook in daai kringe mense wat hierdie skrifgedeelte op 'n manier honor. Hulle het dit gelees, dit fascineer hulle. Hulle weet nie regtig wat hier aangaan nie, maar dit is seker een van die mees kragtige skrifgedeeltes in die Bybel. So dit begin met 'n skare van duisende hongermense, en dan ook 'n seentjie wat deel is van die skare, wat sy kospakkie wat sy ma vir hom gepak het, sy Tupperware bakkie met die broodjies en die visse in en so aan, wat sy vir hom saamgegee die dag. So die verhaal begin met hierdie skare van duisende hongermense en 'n seentjie wat sy kospakkie beskikbaar stel sodat hulle gevoed kon word. Nou waarop ek wil fokus vanoggend is hierdie seentjie, hierdie jong seun se manier van doen. Sy bydra, sy manier van doen illustreer 'n hele paar kosbare koninkryksbeginsels vir ons tot vandag toe. Dis hoekom hierdie wonderwerk van Jesus so, ek wil amper sê wêreldberoemd is, huidiglik. Die eerste beginsel, die eerste koninkryksbeginsel, wat hierdie seentjie se bydra illustreer is dit.
God doen die bonatuurlike as ons die natuurlike doen. Hoor jy wat ek sê? God doen die bonatuurlike as ons die natuurlike doen. Jesus het die skare mense in groepe laat verdeel en hulle op die gras laat sit. Daarna, nou, jy moet nou verstaan, nou, die seentjie het nou sy 5 brode en sy 2 visse het hy nou vir die disippels gegee, hulle het dit vir Jesus gegee. Jesus sê vir die disippels, deel die skare in groepe van, ek dink dit was groepe van 50. Deel hulle in, nou gaan sit hulle op die gras. Daarna het Jesus die 5 brode en die 2 visse geneem, hy het God gedank, en toe het die disippels die kos begin uitdeel. Julle ken die verhaal. Nadat almal klaar geëet het en versadig was, het die disippels 12 mandjies vol oorskietkos bymekaar gemaak. Alles het begin met hierdie seentjie wat bereid was om die natuurlike te doen. Toe hy die natuurlike doen, hy kon ook gekyk het na die skare van duisende mense. Ek sal nou terugkom na die aantal mense toe wat daai dag daar was. Hy kon ook na die skare gekyk het en gedink het, wat is hierdie nou? Dis mos nou 'n absolute druppel in die emmer. Hy was bereid om die natuurlike te doen. En hy gee sy 5 brode en sy 2 visse. Toe hy bereid was om die natuurlike te doen, toe doen God die bonatuurlike. En ek wil net hierdie beginsel wil ek net beklemtoon. Presies dieselfde het by Lazarus se graf gebeur. Wat sê Jesus? Wat was Jesus se opdrag? Wat was sy verwagting van die mense voor hy Lazarus uit die dood uit opgewek het? Hy het van hulle verwag om die natuurlike te doen sodat hy die bonatuurlike kon doen. Wat sê hy vir die mense eerste? Hy sê vir hulle, rol weg die steen. Roll away the stone. Sê nou maar, Lazarus se susters, die familie en die omstanders het dit nie gedoen nie. Dink julle daai wonderwerk sou nog in elk geval plaasgevind het? Ek dink nie so nie. God is looking for partners. People who cooperate with him in kingdom business. People who partner with him in kingdom business. Hy sê vir hulle, rol weg die steen. En Martha, eienaardig genoeg, sy dink toe, maar weet jy, hier moet ek nou vir die skepper van die heelal, moet ek net bietjie advies gee, en sy sê toe vir hom, maar Here, ons kan nie dit doen nie, hy sal 4 dae in die graf, sy liggaam het al begin ontbind, dit ruik al. Sy gee toe die advies vir die skepper van die heelal, maar ten spyte van dit, die mense rol toe die steen weg, en toe sê Jesus 3 woorde. Lazarus, kom uit. Aan die ander woorde, die punt wat ek wil maak hierso, terug by die skare wat gevoed is, en die brode en die visse wat vermeerder is. Alles het begin met die seentjie wat bereid was om die natuurlike te doen. Toe kom God onmiddellik op die toneel en hy doen die bonatuurlike. Dieselfde het by Lazarus se graf gebeur. Die seentjie se bydrae illustreer ook dat wanneer ons dit wat in ons hand is, in God se hand plaas, hy baie met ons bietjie kan vermag. Okay. So dis die eerste koninkryksbeginsel wat ons kry uit die verhaal van die seentjie wat sy kospakkie beskikbaar gestel het en die skare is gevoed. God doen die bonatuurlike wanneer ons die natuurlike doen. Die tweede koninkryksbeginsel wat ons hierso kry,
is, maak God deel van jou som. Wanneer ons denke en ons persepsies oorheers word deur wat ons in die natuurlike sien en beleef, kan ons begin glo, hoor mooi, wanneer ons denke en persepsies oorheers word deur wat ons in die natuurlike sien en beleef, kan ons begin glo dat hoe meer ons gee, hoe minder sal ons hê. Dit is egter nie hoe God se koninkryk werk nie. Die som, hierdie som, in God se koninkryk word nie inkrementeel gedoen nie. God vermeerder eerder eksponensieel. Dis hoe dit in die koninkryk werk. Gaan lees hierdie wonderwerk van Jesus. Dit is presies wat hier gebeur het. In God se ekonomie is 5 plus 2 nie gelyk aan 7 nie. Sodra ons hom deel maak van die som, is 5 brode plus 2 visse gelyk aan duisende maaltye. En ten spyte van dit, is daar net soveel Christene wat dink, hoe minder ek gee, hoe beter is ek af. You believe a lie. So, eerste punt wat ons haal uit hierdie ware verhaal van die vermeerdering van die brode en die visse, God doen die bonatuurlike, ons doen die natuurlike. Of tot 'n kinderhuis, die fasiliteite is net nie daar nie. Dan kyk ek na die omvang van die probleem en dan dink ek, ag, weet jy, die bietjie wat ons doen, wat se verskil maak dit nou? Maar dis 'n baie groot denkfout wat ons maak. Moenie dat analitiese evaluering jou geloof bootjie nie. 'n groot skare het Jesus gevolg. Die mans alleen was omtrent 5000. As ons die vroue en die kinders byreken, kan ons aanneem, en ek het dit gaan check, ek het na 'n paar groot Bybelskholars wat ek baie vertrou in het, ek het dit gaan Google, hulle stem saam. Die mans was 5000, as ons die vroue en kinders byreken, kan ons aanneem dat daar 'n skare van ongeveer 20000 mense daai dag was. 20000 mense, net die mans alleen was 5000. Nou om dit in perspektief te plaas, die totale bevolking van Galilea in daardie stadium was ongeveer 40000 mense. Hierdie wonderwerk is gedoen in Galilea. Die totale bevolking van Galilea was ongeveer 40000. Dit beteken dat sowat die helfte van Galilea se bevolking die dag teenwoordig was, toe die brode en die visse vermeerder is en die hele skare gevoed is. Wat 'n koninkryksimpak het dit nie gemaak nie. Wat 'n rimpel-effek het dit nie gehad in die hele streek nie. En dit het begin met hongermense, met ander woorde met 'n behoefte, met lek. En die ding wat die wonderwerk getrigger het, was 'n jong seentjie wat net gesê het, hier's my kospakkie. Ek gee wat ek het. Dit wat hy in sy hand gehad het, plaas hy in die hand van die Here. Die Here multiply, hy vermenigvuldig dit, en hy voed 20000 mense. Kan jy dink die gesprekke om die braaivleisvure en in huishoudings en in coffeeshops die week of 3 of 6 na hierdie vermeerdering van die brode en die visse wat in Galilea aangegaan het? Hieruit is 'n kosbare les te leer. Dit kan maklik gebeur dat ons toelaat dat dit wat ons nie kan doen nie, ons verhinder om te doen wat ons wel kan doen. En dis die fout wat hierdie seentjie nie gemaak het nie. Soms voel ons so oorweldig
die omvang van die probleem, dat ons dink dat niks wat ons kan doen 'n wesenlike verskil kan maak nie. Deur 'n analitiese som te maak, verminder ons empatie en ons verminder ons geloof, en in die afwesigheid van ons geloof verminder die waarskynlikheid dat God 'n wonderwerk sal doen. Want God doen die bonatuurlike wanneer ek en jy die natuurlike doen. Een van Jesus se disippels, Andreas, het in dieselfde slaggat getrap. Die dag, toe die mense, die 20.000 mense daar op die grasperk sit in groepe van 50. En die seentjie bring sy kossies en hy is bereid om dit te gee. Hoor wat sê Andreas? Hy sê vir Jesus, wel, Jesus seentjie met 5 garsbrode en 2 visse, maar wat is dit nou vir so baie mense? En ek kan nie neerkyk op Andreas, ek sou waarskynlik ook presies dieselfde ingesteldheid gehad het. Ek weet nie jy nie, maar ek sou heel waarskynlik. Die seentjie, nie Andreas die disipel nie, die seentjie het die regte ingesteldheid gehad. Hy het die regte gesindheid gehad. Dit wat hy nie gehad het nie, het hom nie verhinder om te gee wat hy wel gehad het. Jy kom agter, ek praat vanoggend oor gee. En ek staal my vir whatever die reaksie is en kritiek en so aan, maar ek weet ook die Here gaan vanoggend harte oopmaak hierso. Wat doen ons wanneer God se wil en plan nie vir ons sin maak nie? En dis nou iets wat ek regtig uit ervaring uit kan sê hier vanoggend. Wat doen ons wanneer God se wil en plan nie vir ons sin maak nie? As ons weet dat 'n God-gegewe droom of 'n visie altyd groter sal wees as die hulpbronne, die kapasiteit of die vaardighede waaroor ons beskik, wat doen ons dan? Dink jy ons het van die begin af die hulpbronne, die kapasiteit of die vaardighede gehad om 'n gemeente te begin van scratch af, om 'n kinderhuis te begin, 'n early childhood development, die bediening in Ivy Park, Overhex, sendlinge ondersteun reg oor die wêreld, sonder geboue, sonder adres, sonder 'n telefoon, met minder as R0 in die bank. Ons het niks gehad nie. So, wat doen jy as die God-gegewe droom of visie wat die Here in jou hart plant, wat hy jou roep om jou lewe voor te gee, as dit so groot is en jy weet, jy's totaal uit jou diepte uit. Weet jy wat, ek wil vir jou sê, dis 'n goeie plek om in te wees. En dit geld nie net vir mense in bediening nie. Dit geld vir jou met 'n ouditeurspraktyk, met 'n prokureurspraktyk, met 'n mediese praktyk, met 'n skool, met 'n boerdery, met whatever die God-gegewe droom en visie is wat die Here vir jou gee. Jy mag dalk, jy weet, 'n bietjie oorweldig voel. Dis hoe groot die droom is, maar ek het niks in my mandjie. Ek het niks in my arsenaal om dit te laat gebeur nie. Dit is 'n goeie plek om in te wees. Trust God. Ons sal altyd voel, ons kan dit nie bekostig nie. Ons gaan altyd voel, ons kan dit nie uit ons eie krag bereik nie. Maar ek sê weer, dis hoe dit hoort. Ek het gister toe ek voorberei toe, het ek net hier ingetik in my notas. Iemand het eendag gesê,
when we add God to the equation, His output will always exceed our input. Okay, hier kom die volgende koninkryksbeginsel wat ons uit die seentjie se verhaal uitkry. Uit die verhaal van die vermeerdering van die brode en die visse uitkry. Jesus dank die Vader vooruit. Tydens hierdie vermeerdering van die brode en visse gebeur iets merkwaardigs. Jesus doen die tafelgebed voordat daar kos was om vir die duisende mense voor te sit. Nou het ek en jy al ooit op 'n Sondagmiddag, as ons vriende of familie het vir middagete, en daar's nog nie kos nie, gaan sit ons om die tafel, en ons doen die tafelgebed in ons hande, in sy hande te plaas. En watch the space, kyk wat hy daarmee doen. My tweede laaste punt. Om te gee is 'n stap van geloof. Dis nie net 'n stap van gehoorsaamheid nie, dis 'n stap van geloof. Hoekom sê ek dit? Ek sê dit omdat dit baie duidelik kom uit die Ou Testament uit. Die tiende, nou ek praat eers meer oor tiendes. Ek dink daar is nie 5% van Christene wat tiendes gee nie. Ek vermy die onderwerp. Ek hou verby. Die tiende van hulle oes, die boere in die Ou Testament, die tiende van hulle oes wat die boere in die Ou Testament gegee het, was meer as blote gehoorsaamheid. Dit was 'n stap in geloof. Weet jy wat het hulle gedoen? Boere en landbouers het nie gewag tot hulle volle oes ingesamel was, voordat hulle die berekening gemaak het en gesê het, okay, dis 10% en hierdie 10% saai ek nie. Hulle het hulle 10% lank voordat die oes ingesamel is, het hulle dit op 'n manier bereken en dit gebring en dit gegee vir die uitbreiding van die koninkryk. Met ander woorde, dit was nie net 'n stap van gehoorsaam, dit was 'n absolute stap van geloof. Hulle het gesê, okay, ons kom by mekaar, ons familie, ons company, ons vennote, en ons sê, okay, ons vertrou die Here vir hierdie bedrag, want ons wil dit graag gee vir God se koninkryk en vir die uitbreiding van sy koninkryk. En toe het hulle gesê, okay, kom ons vertrou die Here. Daar was 'n manier wat hulle kon bereken hoeveel dit nou is nie. Dit is nie aan die einde van die oes, hier lê die oes is 20.000 bale, so 2000 is 'n tiende, ons gee 2000. Hulle het dit voor die tyd gedoen. Dit was 'n geloofsaksie. Dit is hoekom in Engels noem hulle hierdie hele praktyk wat daai tyd gegeld het, hulle noem dit first fruits. Dis hoe hulle dit gedoen het. So, om te gee is 'n stap van geloof. My laaste punt. God het die blymoedige gewer lief. Met betrekking tot saai in die koninkryk, moet ons nooit in terme van optel en aftrek somme dink nie. Die korrekte ingesteldheid is om te glo dat hoe meer vrymoedig ons gee, hoe meer oorvloedig kan en sal God voorsien. En ek sluit af met hierdie skrifgie, en ek wil vanoggend uit my hart uit, wil ek vir die mense wat finansiëel betrokke is, en wat ons is deur 4 rowwe maande. En ek praat vanoggend bietjie uit my eie seer, uit my eie worries en so aan uit. Mens moet maar partykeer net deursigtig wees, en met die familie, as jy 'n pa is in 'n huis, jy gaan ook maar partykeer sê, hey, hoorie manne, vroue,
jong, ek sukkel hiermee, ek trek swaar hierso, ek wil dit met julle deel. Dis wat ek volgende doen. Hire my of fire my, ek worry nie. Ons is deur 4 baie moeilike maande, maar die Here het in die laaste maand weer gekom en ongelooflik voorsien. En ek wil vir die van julle wat finansiëel betrokke is, wat blymoedig gee vir jou gemeente, al die goedertjies te doen wat ons doen, ek sê vir jou dankie, uit my hart uit. Sonder julle kan ons kan nie. Ek praat baie van die vennootskap tussen die Kingdom Expanders en die Kingdom Investors. Die twee kan nie sonder mekaar nie. En die van julle wat nie finansiëel betrokke is nie, please give it a thought. Gaan hoor of jy nie dalk ook 'n blymoedige gewer moet word wat bydra tot die uitbreiding van die koninkryk nie. Beloof jou, dit gaan nie my salaris lig nie. Dit gaan die impak wat ons na buitekant toe lig. Ek sluit af met hierdie skrif en dan gaan ons 'n sang opsit wat ek wil net hê die lied moet julle bedien. Dit is 'n ongelooflike getuienis van iemand wat geaffekteer is deur mense wat gee. 2 Korintiërs 9 vers 7 en 8. Want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Kom ons dissekteer net hierdie skrif vinnig. God het 'n blymoedige gewer lief. Ek manipuleer jou nie, ek lees vir jou Bybel. God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Amen.